1886 het 'n geweldige groot gebeurtenis plaasgevind. Die Nobelpryswenner Alfred Nobel het dinamiet uitgevind. Dis eintlik weird, hè? Dat hy vandag word die Nobelpryse vir sy naam dra. Hy het dinamiet uitgevind. Laat ons sê hy dink hy spyt daaroor, maar hulle en toe noem hy hierdie wat hulle in die ou tyd was daar goed wat sterk was, kom weet gunfire, die sterkste ding gewees wat hulle begin gebruik het so ek dink 800 na Christus, kan maar voor die tyd dat die Chinese het gebruik, maar hulle kon nooit dit contain dat dit 'n groot blaas maak om Engels te gebruik. En toe vind hy dit uit. En hy noem dit toe dinamiet, hierdie ding. Komende van die Griekse woord dynamos of dynamite, wat in die Bybel staan. En in die Bybel word die woord gebruik vir die werking van die goddelike krag. So dis eintlik vir ons as Christene wil die woord dynamite, waar die woord dynamos en dyno vandaan kom, jy weet 'n ding wat spin en krag maak. Dis ons in elektrisiteit het, weet die groot kragsentrale maak hitte op en dan draai dit 'n turbine wat 'n dyno is en dan begin die elektrisiteit vloei. Dis mos nou 'n wonderlike ding. So hierdie ding in die wêreld verander, wat soos ek sê voor dit was die grootste wapen wat daar kon was, wat goed kon skuif, was 'n kanon gewees. Dit wat nog kon skiet, is goed stuk en skiet. Maar dinamiet het die wêreld letterlik fisies verander. Weet jy of jy al gesien het hoe werk dit? Dit het jou lewe verander sonder jy weet dit eintlik nie, want jy sou nooit as dinamiet nie daar was die Chapman's Peak pas kon verry nie. Maar as jy manier weet kan uitkabel nie, want net dinamiet plaas skiet hulle plat, dan kan jy dit bewerk. Jy sou ook as jy wou van die Kaap af binneland toe ry, sou jy moes Tulbagh omry, en dis die enigste plekkie waar jy eintlik half deur kon gaan. Daar by Tulbagh is ver om, nee. Ek dink dat jy oor die Selous pas, lekker om die N2 nie af gaan seet net soos jy wil. En die Drakensberge ry en soos. En dit is in 1866 is dit uitgevind, nee. 20 jaar daarna is die dinamiet in Suid-Afrika. En daar was die boere van so opgetrek Transvaal toe, en toe ontdek hulle goud daar. Op daai stadium was die ZAR, die Suid-Afrikaanse Republiek, die armste land in die wêreld. En 10 jaar daarna is die rykste land in die wêreld. Hoe het hulle dit reggekry met dinamiet? Want hulle kon goud 4 km onder die grond gaan uithaal, met dinamiet het hulle klippe geskiet. En daar's nou nog goud, maar daar's nou nie meer genoeg hande om het uit te haal en tot wegdra. Lyk dit fyn. Maar dit het Suid-Afrika ongelooflik ryk gemaak. Wel, ek dink die boereoorlog het ons nou daarop gaan, die Engelse wat die goud gehad het. Maar dit het die wêreld verander. En almal van ons het daar goud aan ons. En dit het Suid-Afrika en sit ook verander. Op dieselfde manier wil hierdie goddelike dinamiet, wat sy groot krag is, wil hy jou vandag help verander. En hy kan jou verander. In die heilige wat jou bepaal maar jy wou gehad het, Neil, jy moet weet, die heilige, of Nandi, die vrou wat weet jou man wil hê jy moet wees, en so wil ons aangaan, en jou skoonmaak hoop dat jy gaan wees, die heilige skoondogter. So hierdie goddelike dinamiek krag ons verander, in daai heiliges. En 'n heilige is iemand wat die boosheid kan oorwin in homself. 'n Heilige is iemand wat in liefde kan leef, die wang kan draai, die ekstra kilometer kan stap, veral in die mall saam met jou vrou, wat jy kan excel in jou getuienis. Jy sê nie, ek het 'n belydenis afgeleer, soos die lees toe jy jonk was, maar nou is ek al ouer. En nou kan ek steeds 'n belydenis, en mense kyk na jou en sê, ek wil saam met jou gaan, want ek sien jy is anderste. En, wat jy help om die hemel aarde te bring. As ek wat Jesus kom doen het, om soos hy, om hy te wees. So ek kom met vandag met jou gesels oor hierdie krag, hierdie dinamietkrag. Wat die hemelse goud eintlik vandag nie kan uitgiet, as jy dit kan regkry. Ek wil vra, wat is die bron van die krag? En hoe werk die goddelike krag in my? En hoe kan ek dit kry? Ek wil, dis 'n geskenk wat vir ons gegee is. En ek gaan eintlik net hierdie prentjie verduidelik. Van daar's die Vader wat geskep het. Dit het Michelangelo geteken in die 1600s, van voor hulle eintlik nou dinamiet uitgevind het. En dan jou brein.
Want iemand het gesê, die sterkste spier in jou liggaam is waar? Ja, brein. Ja, het is nie 2 ore. Baie mooi. Wat is oor jou aan? Ja, dit is right, goed. En dit is presies reg. En ek gaan vandag vir julle dit verduidelik. As Paulus in Efesiërs hieroor skryf, dan sê hy, as jy hierdie krag kan verstaan en kry, sal jy meer kan doen as wat jy ooit kan bid of dink. Ek dink jy kan nie verander nie, jy kan nie so jou ma of jou pa wees nie, of jy kan anders wees. Jy kan verander, jy kan aanpas, jy gaan die egskeiding oorleef. Jy gaan die dood van 'n geliefde oorleef. Jy kan dit doen as jy hierdie krag tot jou beskik. En dis wat ek vandag vir julle wil vertel. So ek's baie opgewonde hieroor. My eie lewe moes ek ook al baie dink, hoe gaan nou weer deurkom en saam met mense stap, so ek is bly om vandag met jou te deel. Nou sê my vrou, wat 'n preek is dit hierdie in Kerstyd? Ons moet nou oor Jesus gesels, want hy is nou op pad gewees. Ons het gekies om in hierdie maand die Efesiërs brief te lees, wat 'n man is wat ook gesê het hy gaan nooit verander nie, en hierdie dinamiese krag het hom verander, en sy naam is Paulus gewees. En die helfte van die Nuwe Testament geskryf. En hy het gesê dat in Christus het ons eintlik 'n klomp Kersgeskenke gekry. En daar's 9 wat ons hierdie vakansiedig gaan kyk, waarvan die eerste een dan die dinamiek krag is. Ons gaan Kersdag na 7 van hulle kyk, so jy op daarna kom. Hy sê in Efesiërs 1:3, God die Vader van ons Here Jesus Christus het ons in Christus, ons wat in Christus is, glo, geseën met al die seëninge wat daar in die hemel is, ook die groot krag van God, die dinamiek krag. Okay. So, daar's 2 teksverse wat vandag belangrik is, en ek hoop dit sal vir julle duideliker word. Die een ken ons eintlik, Efesiërs 1:19, nou bid, Paulus het 2 baie mooi gebede gebid in hierdie brief. Die eerste een is Efesiërs 1, hy sê, ek bid vir jou, en vir ons, dat hy, en dis nou God, deur sy gees, julle gees is oor, daar staan in die Grieks jou hart so oor, so sal verhelder dat julle kan weet hoe geweldig groot sy krag is, sy dynamite, sy Griekse woord, wat hy uitoefen in die wat glo. Hierdie is nie vir ander mense, dis vir ons. Dis ook met jou Kersgeskenk, verstaan jy dit? Hy sê dis dieselfde kragtige werking, dynamite, van sy sterke krag, sy kratos, is die Griekse woord, hierdie 2 sal ek net 'n bietjie uitlei, wat hy uitgeoefen het toe hy Jesus uit die dood uit laat opstaan. Dit is ongelooflik om te bedink. Dis ook die krag waarmee hy geskep het, ons het al die liedjies gesing, maar ook toe hy Jesus uit die dood uit opgewek. Dis ook die krag wat hy gebruik het om vir Lazarus uit die dood. So, wat kan jy nou keer dat jy nie kan verander met daai krag nie? En dan is daar 'n belofte wat Paulus sê in 1 Korintiërs 10:13. Hy sê, geen versoeking of swaar kry wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval. Want God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte, julle dynamite van hom versoek word. As versoeking kom, sal hy ook vir jou uitkoms gee sodat jy dit kan uitstaan. En ek wil dit ook graag vir julle verduidelik. Want ek wil iemand mooi luister wat hy sê. Daar's niks op die aarde wat met jou kan plaasvind, wat kan maak dat jy met die kragte wat hy in jou sit, dit kan weerstaan. Niks. Jy hoef vir niks bang te wees. Vir niemand bang te wees. En ek wil jy met 'n oomblik net in jou lewe dink. Hier is jy nou nog steeds so, hier is jy lyk my heel en mooi aangetrek vandag. So, dink 'n bietjie aan die ergste dinge wat jy in jou lewe beleef het. En hoe jy dit oorleef het. Ek het saam met julle, en ek sien julle hier sit, jy weet, die ergste wat 'n mens kan gebeur met jou is mos die dood. So hier sit Wiekie, ergens is wank is al dood 4 jaar, 5 jaar. Wiekie het nie gedink sy van haar deurkom nie, want jy weet, ek het altyd vir Bert sê, maar jy mens nie jou vrou so lief is, ja, lief het nie, sy gaan sukkel as jy dan weggaan. Hy het van baie lief gehad. En hier sit sy vandag. Janie, met Henkie wat weggeval het, mens kan nie dit gebeur nie. Ag, hier sit Janie vandag. Henkie is nie by ons nie. En ek kan aan gaan. Die kankerpasiënte wat hier sit, want dit is 'n vreesagtige mense wat in ongelukkig gekom het. Mense wat deur egskeidings gaan of gegaan het, jy weet baie keer nie hoe gaan jy na deurkom, jy werk vir hulle. Dit voel net vir jou, dis verskriklik.
En ek wil hê jy moet gesien het hoe jy daardeur gekom het. Ek wil jou duidelik wat eintlik met jou gebeur sonder jy dalk weet. Ek wil ook hê jy moet dink aan die tye wat jy versoek was baie keer en dit nie weerstaan het nie. En hoekom dit gebeur het? Jy het nie hierdie dinamietkrag gebruik om dit te doen. Of as jy lewe jou gebroken maak, iets vir krag, vir ondersteun, kom jy daaroor. Dit is baie maklik om te praat met my gebeur nie, maar die punt is net, dis jou keuse of hierdie krag gebruik van God wat hy vir ons as 'n kinders gee. So, wat ek vandag wil praat is nie onbekende ding. Enige van julle kan eintlik staan en dit vir my kom. Ja, wat ek wel wil doen vandag is om die vis uit die water te haal. Want baie keer, jy weet, kom mens agter my, ek het gedink ek gaan oor 'n berg gaan dan so by die vallei. Maar jy verstaan nie lekker hoe jy deur die vallei gekom het. En is die Here wat jou gedra het. Daar's mos daai storie van die vrou wat gedroom het, sy man ook gewees, van die spore in die sand, jy weet, en toe die oggend wakker word hy, toe praat hy met die Here en sê, ek het nou die droom vandag gehad, of iets saam met my gestap, saam met my gestap op die strand, ek moes so poster raag. En op 'n stadium is dan net een ry spore, en waar was jy nou toe gewees? Sê, dis die kere wat ek jou gedra het, en nie is geweet nie, staan nie. So, ek wil die vis uit die water, hier is Hannes Foster, hy vang groot vis in en haal hulle uit, dan kan ek kyk hoe mooi lyk hulle. So, jy onthou wat die Beethoven ook in die 1600s sê, don't only practice your art, but force your way to its secrets, because it and knowledge can raise man and woman to the divine. Jesus het gesê, die gees moet jou laat hergebore word, nie gebore word. Jy moet bekeer word, die woord bekeer is nie eintlik jy moet omdraai en jou sondes los, jy moet begin anders dink soos Christus dink, sien wat hy sien, jou hart se oë moet oopgaan, sê Paulus. En dis wat ek vandag hier met jou wil. So wat is die bron van die dinamietse krag? Die goddelike dinamiet, wat ons hiervan praat. En die bron van daai krag is God self. So Paulus skryf hier, en hy het vir ons bekend gestel, hy sê dieselfde kragtige werking, die dynamos, van sy krag, sy kratos, is ook in ons in werking. So daai twee goed is die belangrike ding. So wat ek wil hê jy moet gou hier verstaan. Jy het met twee woorde doen, die kratos en die dynamos. Die kratos is God se hemelse krag wat hy het. En wanneer dit vir ons gee, dan beleef ons kan goed doen wat ons nie kan doen. Dis die dynamo. Jy raak 'n dynamo, jy het krag. So as ek dit so kan verduidelik, dis soos 'n engine. 'n Engine kan niks doen as hy nie krag het. Jy weet jy batterypap is met iemand bel wat hom kom jump. Baie interessant is ek het so 'n ou lander was Toyota's jump en spring en so in die lug is baie funny gesê. Maar wat eintlik gebeur, die lander is 'n battery krag. So hy die krag toes wat daar is. En wanneer jy daai twee pole bymekaar sit, dan kry die ander een dit ook. Dan is daar ook dynamos en dan begin die engine draai. Dis eintlik maar wat dit is. So God se krag toes is by hom. En wanneer hy jou aanraak, dan en hy charge die battery, dan kan daar dynamos wees. Dynamos wanneer daar bewegende krag is. Dis die twee woorde wat ek gebruik. En nou is die vraag, hoe werk hierdie dan nou in ons? Nou wil ek jou gou dit verduidelik. En ek het dit tot nou die dag nie geweet nie. So San sê dis in die biologie klas verduidelik, maar ek was nie in daai biologie klas. Maar ek was in 'n klein skooltjie gewees, so miskien het ek geweet daarvan nie. So ek weet nie of jy geweet het nie. Maar die feit dat jy vanoggend opgestaan het en gekom het, is omdat in elke selletjie van jou is daar so 'n engine en daar's ook so 'n battery. Elke sel van jou, ek miljoene selle, klein enkeltjie batterytjie daar binne. Wat hulle noem die mitokondria. So daai is jou sel, as jy so vat, en binne in die sel is daar weer daai perkdingetjie, is 'n mitokondria en hy bestaan uit 'n battery. Ek dink dit is lithium nie, dis baie erger, en dan 'n enjinkie wat hardloop. En as jy in die oggend die oogies oopmaak, dan skop hy bietjies uit. Wel, heel nag werk daar, maar as jy 'n engine wat leier, maar wanneer jy begin hardloop, dan skop dit in. So dis die kragsentrale van jou liggaam, is daai twee goede. Okay. Nou, is daar twee tipe krag wat 'n mens kan kry. Fisiese krag, om net eenvoudig op te staan en weer toilet te stap, jy tande te bors en jouself mooi te maak, reg te kry te eet en te ry. En dit is so, dat as jy eet, is daar suiker nodig, en jy weet al ander minerale. Maar die groot ding is, daai batterytjie van jou word eintlik gecharged, fisies, deur sonlig. Ek het al 'n bietjie eendag oor gepreek oor die sonlig en die goddelike lig. So alle mense kry daai krag.
En dan sê jy net 15 minute in die son te wees, dan charge hy. Dan is jou batterytjie nou weer reg, verstaan? Dis hoekom die mense wat nie nodig aan van ons 'n bietjie depressief is en so. Maar jy kan ook nou, as jy nie son het nie, kan jy sulke kristalligte opsit en dan staar en dan laai jou battery ook. Maar ons bly in die Midde-Ooste, ons kry hopeloos genoeg daarvan. Alhoewel die son is die enige son waar jy kan kyk hier. Laat weet. Dink jy baie sand wat is ons in die sand. Maar dan, dis die een. Die tweede een is die geestelike krag en dit het net Christen. Dit is ander mense het hierdie geestelike krag wat Paulus van praat nie. En dit word gecharged deur God self. Okay. So kom ek verduidelik hoe werk die menslike krag. So wanneer jy nou daar's eintlik 'n baie mooi storie hoe hulle uiteindelik uitgevind het. Daar was 'n seentjie wat kanker gehad het. Hy was 8 jaar oud. 15, ek kan nie onthou nie. Hy het leukemie gehad. En hulle het alles van hom gedoen as hy hier gelê en dis sy ouers vir hom, hy gaan môre sterf. Kom ons vra van wat wil hy op sy laaste dag doen? Sê hy, ek wil jy met my uitstoot in die sonde. Toe stoot hom uit in die sonde met al die goede aan. En die volgende dag toe leef hy nog. Toe vat hom elke dag uit sonde. En toe het hy al hoe langer geleef. Hy is op die einde dood aan kanker, neem al jou selle oor. En toe vind hulle uit, maar wat gebeur is daai son charge sy batterytjies, dan gaan hy aan. En vandag nog weet jy, as jy ooit in die hospitaal beland, sê ek wil nou by die venster lê, dit help jou nogal. So die sonstrale kom en dis eintlik die Vitamiin D wat in jou vel opgeneem word. So hy gaan so 8 cm in jou liggaam in en dan gaan dit in jou batterytjies in en dit is genoeg om daai energie van jou te staan. So ongenoeg in die son, dis op die regte plek daarvoor. Die geestelike krag werk anders. Jy moet direk vir God vra om jou battery te charge. Hy charge geestelik daai battery. Wat by baie dinge in 'n selfoon, as jy 'n selfoon en 'n heeltemal pap is, het hy nog krag. As jy net die regte kode so dan kan hy nog aangaan, daar's 'n bietjie reservekrag. So God kan hierdie krag vir jou gee en dan begin dit nou te werk. Ek gaan nou 'n bietjie verder verduidelik daarvan. So die Skepper God met daai batterytjie laai, dis geestelike krag. En dis die krag wat ons in die ore sit. So Paulus skryf, hy sê hy het 'n doring in sy vlees gehad. Maar ons dink hy was besig om blind te word. Hy sê in 2 Korintiërs, ek het vir die Vader gevra om dit weg te vat. Hy sê nee, my krag, my dynamite, kom juis in werking wanneer jy swak is. Wanneer jy weet jou fisiese krag is opgeraak het, dan skop my krag in sy. En dan sê Paulus, hy het nou geleer al, wanneer ek swak is ek eintlik sterk. Wat ek bedoel, wanneer ek fisies, weet ek nie meer krag nie, kan nie aangaan nie, dan skop hy die goddelike krag in. Dis eintlik wat hy wil vertel. Wanneer die son nie meer vir my krag het, dan kry ek krag by God. So, miskien moet ek dit so verduidelik. Wie van julle ry almal 4x4's hier? Ja. Wie van julle het all-wheel drives? Dit nou 4 wiele kan ry. En wie het 'n Lourens ook in? Ja, so die wille trokke het Lourens. Ek gaan gou die verskil verduidelik daarvan. Dit is eintlik op 'n ander manier om dit te verstaan as jy nie met die konreel verstaan. Kyk, 'n kar het 'n engine en 'n battery en dan 'n radkas en dan gaan dit na die diffs toe en dan draai die wiele. Verstaan jy? Eenvoudig eintlik. So as jy 'n all-wheel drive draai die voorwiele en die agterwiele, jy kan nou engage, dan jy 4-wiel drive kan nie soms heeltemal okay is, verstaan jy? So dit is die eerste een radkas, maar hy engage eintlik die voorste diff en dan lekker kan jy nog ry wat nie sleg is. Maar as jy met daardie teen 'n te stout wild uitklim of jy sit in 'n gat vas, en dan kan jy jou veral die handrat en kan jy die klats brand, verstaan jy? Die klats kan nie al die krag hanteer nie, want wat sit jy uit nie en dan brand die klats, dan kan jy niks doen, dan niks kan jy nie ry nie. Maar as jy 'n regtige four-wheel drive het, dan sit jy hom in Lourens. Ek het 'n oom gehad, my leer 4x4 is, en ons Elsan Watson, hy het die donkie rad. Jy sit hom daarin. Dan is 'n ander radkas wat langs jou radkas lê. Dan is jou kar 4 na 5 keer sterk op die uitgetrek. Okay, dan kan jy uit gate uitry. So as ek dit weer verduidelik daar, so daai onderste ene is die gewone radkas en daarbo is dan engage jy daai Lourens radkas. En hy het daai sterker lae top in en dan het jy 4 tot 6 keer meer krag in daai kar. En dis eintlik presies wat met ons gebeur.
As jy gewone rad ry en the going gets tough, dan sit jy jou geestelike lewe in donkie rad. Stadig, maar seker beweeg jy. Kaptein Kaprivi gesê daar na die dam toe. Stadig, maar seker beweeg jy in daai donkiekrag. En daai krag kom nie van die son af nie, dit kom van God af. OK, het julle dit? Nou is die vraag, hoe kry ek my geestelike lewe in donkie rad goed? Hoe kry ek hierdie geestelike krag van God? En daar's eintlik 3 maniere om dit te kry. 3 koppelpunte. En ek wil dit gou vir julle verduidelik. Die een is deur te bid, die woord te lees en te sang. Maar dit gaan mos nou, as jy net in daai prentjie kyk daar, wil jy mos nou, kom ons gaan na die bid toe eintlik. Wil jy mos nou, dat God wat bestaan met sy groot krag, wil jy met jy sy gees met jou opkoppel met jou batterytjie en hoe kry jy dit reg? Wel, die eerste is dat jy vra dit vir. Ek kan nie meer nie. Dit help my. En Paulus sê, hy bid dit vir ons. Hy sê, ek bid dat die Vader deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid en krag, sy daai, vir julle krag sal gee om ons mense sterk te word, daai kragkos te hê, om die lewe te kan hanteer. Hy bid dit vir ons. Jy kan dit vir jouself bid. Bid, vra. Jesus sê, vra alles in my naam en sal dit kry. Maar jy moet nou weet van die geheimenisse. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat jy moet doen, is die tekste, as jy Bybelverse vir jouself diep van opsê, dan connect jy met God. Die woord is ons nou 'n lewende gedagte. Die Gees maak dit lewende. Byvoorbeeld, as jy hierdie teks lees, en jy maak hom jou eie, jy sê, ek rig my gedagtes op wat goddelik waar en goed en rein is. Jy lig jou hande op en jy kyk op en rein is, en wat my laat excel in die lewe, en maak dit ander my sal navolg, dan sal jy beleef, en dis die arendoefening wat ons gedoen het, dis daai oefening. En ek wil vir julle sê, toe ek nou daar by 16 dae gehad het in die hospitaal, aan partykeer dan voel ek word ek fisies swakker. Ek wil graag in die son gaan, maar hulle het gesê, ek mag nie. Ek kan nie uitgaan om kieme te kry nie. Dan as ek nogal hierdie ding doen, dan kyk op, dan kan ek voel hoe verander die krag van God my gedagtes. Sê, luister, ruk jouself reg. Ek sal jou staande hou, bly net regop. En dan voel ek hoe daai krag deel met. En dis met alle verse so. Ek wil daai ander verse wat ons teen die muur gesit het, ek hoop julle doen nog die oefening, en dis goed vir julle. Ek moet ons so afgaan, hulle noem die muur, as dit teen die muur. Dan sit ek so, en dan sê ek, hierdie vers, dieselfde kragtige werking, wat Christus uit die dood opgewerk het, is tot my beskikking. En wie jy sê dit, en jy glo dit mos, dan voel ek hoe daai krag die jou kom, en jy kan net vir hulle vrede gaan. Kyk, die weermag, hier's baie ouens die weermag was, Jakes, het my net een ding geleer, ek sê, jammer, maar dis as jy moeg is, kan jy 7 keer verder aangaan. Maar daai is die sonligkrag. Maar met geestelik is dit iets van 70 maal 7, het ek gevind. Ek het julle dit ook al gevind. Nee, so die eerste een is vraag, die tweede is sê die verse. Dit connect met God. Jy voel dit, weet as wanneer die hemel oopgaan, boem, en dan connect jy met God. En die derde is deur te sing. Ek wil, Paulus en Silas sit in die tronk. Ons lees in Handelinge 16 vers 25. Die middag was Paulus en Silas besig om te bid en tot God lof te sing. En skielik kom maar 'n groot aardbewing en die fondamente van die tronk het geskit en al die boeye van die mense het afgeval. Dis toe ons nou die wag homself wou skiet, sê nee, dit doen nie. Ons niemand gaan vlug hê. God het net hier kom sy krag kom wys nie. En dan kom hy ons dit tot bekering ook, en dan het Paulus onlatig geloop om in sy gesin. So, terwyl hulle gesing het. Ek wil hierdie liedere wat my sing, as jy nie uit jou hart uit sing, dan voel jy hoe connect God te doen. En hierdie Bybelliedjies sing, dan voel jy word jy kalm, wanneer jy daai skerms en goed gaan. En dit bring die gees in jou in beweging. Die mense van Afrika sê, as jy nie 2 ure gesing het nie, die gees nog nie beweeg, dan mag hulle nie eens preek. En dan het dans ook nog, hulle kom in die ritme van God, en dit kom daardeur. Ek wil sê, die man wat hierdie goed skryf, moet jy net weet wat hy deur gaan, sê ons Paulus. Paulus was 'n fariseer, veilig gewees, hy het die Christene vervolg, hulle het hom gestuur om hierdie sekte te onderdruk, en dan keer Christus om ons nou om op die pad na Damaskus.
En dan vir 2 jaar het hy hier rondgeloop in Arabië, en baie tyd met God spandeer. Maar toe hy teruggegaan het hy alle hel op aarde gehad. Want toe het die Jode het hom verskriklik vervolg, hulle het hom vervolg. Hy sê in 2 Korintiërs 11:25, hy sê, hy het 5 keer 39 hoë gekry. Dis nie geesel nie, soos die Jesus, maar hy het hom ek sê, ou 40 geslaan en dan moet sy na die Romeinse ryk toe gegaan het, en hulle moes sê, dis hy skuldig of nie. So die Jode het die reg gehad met 39, hy het 5 keer dit gekry. Heb jy hulle wat in die koshuis was? Wie veel het ooit 'n koshuis oond gekry, wat jy so met tekkies slaan? Dit is verskriklik geweest. Ek is te laat op die Marie, so slaan ek hulle. Hulle het gelukkig dit nou gestop laat. Dat jy vat 'n tekkie so, en dan druk jy jou hande so in die voorste veete, dan swaai jy vir hom. Dan is die 7 ouens, dan loop jy dan bukke uit, dan slaan jy so. En een van hulle is 'n leon van 'n linde, dis ou toks van hulle is 'n boetie. Daai ouens was groot geweest. Ons het ouens geslaan, jy kon nou tot 47 man slaan. Sy nou alles gebreek. Dit is verskriklik. Dis wat hy gedoen het. Ek het een keer net ek het net 7 man want gekry. Jou boude is vir 'n week lank blou en dood. Jy is voor die tyd bang en dan nog bang. Hy het 5:39 en dan weet jy dit kom, sê hy. 3 keer die skipvaarne hy gesing. 3 keer. Ek wil hier sien jy gaan jy onder hier aan vrees wat jy. 'n Slang het hom eendag gepik. En een keer sê hy vir 24 uur was hy op die oop see gewees. Sonder water, jy drink nie daai water drink nie en jy weet dit sout trek al die sout uit jou liggaam uit, jy dryf aan 'n stompie rond. En hy's met klippe gegooi. Hy wil iemand jou met klippe gegooi. Hulle wil dood maak, verstaan jy? Hy skryf ook daar, hy moes ontsnap het uit sy Damaskus stad waar hy groot geword het, want hulle hom ingewag. Hy sê hy was dikwels honger gewees en hy was dors. Hy het geweet van swaar kry. En dis hy wat vir ons kom sê. Jy moet nie bang wees nie. En ek wens jy kan sien wat ek gesien het, is dieselfde werking waarmee Christus uit die dood uit opgestaan is tot my beskikking en tot jou beskikking. En nooit ooit kan enigiets jou bo jou kragte versoek of teenstaan nie, want God is getrou en hy sal altyd vir jou 'n weg uitbring. Dis wat hy sê. Dis wonderlik. Dis absoluut wonderlik. Daar's 'n mooi stuk vir Jesus gegeesel is. Net voor hom geesel, hy het ons so begin slaan, dan staan hy so op. En dan sê hy, weet jy wat kom? Hy sê, dis in die fliek, The Passion of the Christ, hy sê, ek is gereed Vader. En dan slaap hy. En dan kap die spykers tot hy dood. En wat wil hy vir hom sê? God se dinamietkrag is groter as enigiets wat hier gaan. En dan wil ek vir jou sê, in hierdie land help die wette jou, om nie bats uit te haal, gewere uit te haal, skiet op ouens en vingers vir al te wys, dat jy gaan terug, jy wil graag hier bly. Maar as jy terug in Suid-Afrika, toe vra die Heilige Gees om die padwoede wat daar heers, wat ook in jou hart is, weg te vra. Dat jy vredevolle mens kan wees, wat op aarde wil jy nou doen om soos 'n lunatiek aan te gaan. Wat se getuienis straal dit uit? In elk geval 'n dooie mens gaan nie baie beteken as jy gaan skiet daar. En as jy by die graf staan, jy weet nie maar deur te kom nie, dan sê jy vir jouself, God se dinamietkrag is groter as hierdie gebeurtenis. Is groter as hierdie. So sal dit opstaan en dink ek kom op dood gaan, sê sy het die vader en vrou nie dood gaan, sê ek jy sal okay wees. Dis nie ek wat jou kry maak, dis die vader wat jou kry. En almal van ons, mevrou, die kans dat jy alleen van oud word is ons nou baie goed. 80% meer as jou man, want vrouens gaan, kyk in die oude huis, wie selfs 2 ooms en ons al 100 dan. Ja, dit is net hoe dit is, jy weet so, ek prijs jouself nie bang wees nie, Koos du Plessis het gesê, weet as jy my kom lief hê, tot alles vergaan, en nooit door die scheiding so vrees, sou ons die lewe kon leer verstaan, 'n oomblik gelukkig kon wees. So is belangrik dat 'n ou hierdie goed weet, en nie bang is om te leef. Jy sal net soos jy nou genoeg liefde het, sê jy genoeg krag kry, want God se dinamietkrag is groot. As dit is jy jou werk verloor, is dit ook nie die einde van die wêreld nie. Want Paulus sê, God sal vir jou wel 'n nuwe weg gee. Ongemaklik, absoluut. Is jy skaam? Ja. Verneder? Baie. Is dit die einde? Glad nie. Hoekom nie? Want jy het God se dinamietkrag tot jou beskikking. En as jy in 'n nuwe stad aankom en daar's geen maatjies wat jou ken nie, cheer aan.
Dis 'n nuwe geleentheid om baie mense te leer ken, en God se dinamietkrag is ook 'n ense teenwoordigheid is by jou. En wanneer jy skei, en ek weet dit is 'n baie seer ding, jou pappa en mamma skei, of jou vrou los jou, of jou man los jou, is nie die einde van die wêreld nie, dit voel so. Maar daar is weer 'n lewe daarna. En die dinamietkrag van God is groter as enige egskeiding. En as jy moeg gewerk is, jy wil nie meer die werk doen nie, of jy is moeg geleer en jy wil nie aangaan nie, dan moet jy onthou, God se dinamietkrag is groter as daai tyd. Nie 7 keer nie, 70x7. Sit jou karretjie in 'n donkie raad en sê, Here help my, en dan gaan jy aan. Jy kan dit. Want dieselfde krag wat Jesus uit die dood het opgewek het, is tot jou beskik. En as jy glo dat dit waar is, dat dit gebeur het, en dis waar in die Bybel staan, dan is dit ook vir jou waar. Daarom sê Paulus, ek bid dat hy julle geestesoor so sal verhelder, dat julle kan weet hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking, die dinamiet van sy sterke krag, sy kratos, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood het opgewek het. Ek het in die begin gesê, ek wil hê moet jy verstaan, die dinamiet is soos wat grond kan verskuif in jou hart, kan jy verander na 'n heilige, dat jy die boosheid kan oorwin, dat jy in liefde kan leef, dat jy excel in getuienis, hoe jy die egskeiding, hoe jy die terugslag, hoe jy die werk verloor, hoe jy die dood hanteer, en dit sal jou help om hemel aarde te bring. Dis die vrede en die liefde en die geregtigheid. Vraag vandag, wat maak jy met hierdie Kersgeskenk wat jy lank